Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons erediens vanoggend. Kom ons bly net so sit en dan raak ons rustig. Beywer julle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Genade en vrede van God die Skepper, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons net so bly sit, luister ons saam na Gesang 308. Neem my lewe, laat dit hier, U gevlei wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak of sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei al hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap draai, ons sal vind waarna U vra. Neem my goud en silwer hier, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand, stel ek in U Vader aan. Maak my hart vir U tot troon, leer U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, ons almagtige God, ons dank U vir die geleentheid om weer na U woord te kan luister. Help ons om in hierdie tyd al ons aandag aan U te wy, om te vergeet van die dinge wat ons bekommer en wat ons hartseer maak. Ons weet dat ons by U die moed en die hoop sal kry waarna ons smag. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend weer uit Matteus 6 vanaf vers 5 tot 15. In my Bybel is dit op bladsy 11. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie.
Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en daarvolgens lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, met die vorige preek het ons stilgestaan by wie of wat God vir ons is. 'n spaarwiel vir noodgevalle of 'n stuurwiel wat ons roete op hierdie aarde bepaal. Vanoggend fokus ons op laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Hierdie frases, net soos die van die vorige preek, is op 'n besondere wyse verweef en hou nou verband met mekaar. Ons sou self so ver kon gaan as om te sê dat hierdie frases dieselfde ding sê. Kom ons dink eers oor hoe ons die koninkryk van God verstaan. Die koninkryk van God is een van die frases wat Jesus die meeste gebruik wanneer hy mense onderrig en ook 'n groot kenmerk van die Christelike geloof. Terselfdertyd is dit een van die mees misterieuse frases wat 'n verskeidenheid van opinies vanuit verskeie oorde uitlok. Volgens Origenes se eerste interpretasie het Jesus die koninkryk verteenwoordig. Sy tweede interpretasie was dat die koninkryk die harte en gedagtes van gelowiges verteenwoordig, wat deur die liefde van God gelei word, en waar daar na die Christelike leer gestrewe word. Eusebius interpreteer die koninkryk weer as die verteenwoordiging van die Christelike kerk, wat bestaan uit die gemeenskap van gelowiges. Ons verstaan van die koninkryk word sterk beïnvloed deur ons geloofstradisies. Die koninkryk van God kan 'n fisiese plek wees, of dit kan nie. Ons kan dink dat die koninkryk van God gelykstaande is aan die hemel, of dit is dalk nie. Selfs al is daar 'n klomp onsekerhede rondom die koninkryk van God, is daar tog 'n paar goed wat ons wel met sekerheid kan sê. Dit wys iets van God se karakter. God is koning en regeer oor die heelal. Enige gelowige wat glo en om vergifnis vra, het toegang tot die koninkryk. En die koninkryk van God kan enige plek wees waar die wil van God gedoen word. As ons hierdie laaste punt in ag neem, beteken dit dat die koninkryk van God, of ten minste 'n gedeelte daarvan, wel op aarde te sien kan wees. Dit het ook baie spesifieke implikasies vir die gelowige. Ons deel in die hier en in die nou in God se koninkryk, mits ons gehoorsaam is aan die wil van God. Maar wat presies is die wil van God?
Hoe is ons veronderstel om dit te definieer of te verstaan? Die Bybel praat van God se wil vanuit meer as een perspektief. Daar is God se bepalende wil. Dit verwys spesifiek na God se perfekte en wyse raad rondom dit wat God self bepaal het om te gebeur. God se bepalende wil beklemtoon God se heerskappy oor alle dinge, insluitende die skepping en verlossing. Dit is onveranderd en kan nie deur die mens se sonde of ongehoorsaamheid tot niet gemaak word nie. God se voorskriftelike wil het te maak met die morele standaard wat God aan die mensdom stel. Dit sê iets van wat God van ons as gelowiges, as draers van God se eie beeld verwag. Die 10 gebooie is 'n goeie voorbeeld hiervan. Die brief 1 Petrus 1 vers 16 vat dit mooi saam. Wees heilig, want ek is heilig. Alhoewel hierdie onderskeidings van God se wil ons kan help om die Bybelse verhaal beter te verstaan, moet ons nie dink dat daar 'n teenstrydige of mededingende wil van God is nie. Die beste voorbeeld is die kruisdood van Jesus self. Vanuit die een perspektief is God se voorskriftelike wil geskend, deurdat 'n onskuldige man vermoor is. Maar as ons hierdie gebeurtenis vanuit God se bepalende wil interpreteer, leer ons dat die kruisiging deel was van God se groter plan. God se wil is 'n komplekse saak en dit is nie vir ons menslik moontlik om volledig te verstaan hoe God se wil in ons wêreld uitspeel nie. Wat ons wel weet is dat wanneer ons bid, laat U wil geskied, ons onsself bereidstel voor God om so te lewe dat God deur ons kan werk om God se koninkryk op aarde te bewerkstellig en om ons medemens op so 'n manier te behandel wat van liefde, respek en menswaardigheid getuig. Asof dit nou nie al klaar moeilik is om te probeer verstaan wat God se wil presies behels nie, raak dit nog moeiliker wanneer ons aktief na God se wil begin soek. Hoe onderskei ons tussen ons eie wil en God se wil? Dit is vir ons maklik om te weet wanneer ons iets wil hê of wanneer ons daarvoor hoop. Maar dit wat ons wil hê of waarvoor ons hoop, is nie noodwendig in lyn met dit wat God wil hê nie. Ons kan nou baie eerlik met onsself wees en erken dat wanneer ons wonder of ons iets moet doen of nie moet doen nie, ons vinnig in gesprek of in gebed tot God nader. Ons deel graag wat ons wil hê en vra ook vir God se leiding. Maar nou gebeur dit ook soms dat dit wat ons wil hê, vir ons belangriker raak as dit wat God wil hê. Ons bid dalk vir 'n teken of 'n antwoord en kyk dit dan so half as prins mis, omdat dit nie inpas by ons planne nie. Partykeer ignoreer ons die ongemak in ons harte en skryf dit toe aan vrees en onsekerheid, eerder as om te erken dat ons dalk besig is om 'n fout te maak. Ek sê nie dat ons eerste reaksie om in gebed tot God te nader verkeerd is nie. Natuurlik is dit nie. Maar met watter ingesteldheid benader ons hierdie soort gebed? Bid ons sodat God ons wil bevestig, of is ons ontvanklik vir ander antwoorde? Indien ons waarlik God se wil leer ken, behoort ons 3 dinge te doen. Ons moet bereid wees om geleer te word. Ons moet 'n intense begeerte hê om God se wil te wil ken. En ons moet bereid wees om God se wil te doen
wat dit ook al mag behels. Ons kan deur gebed klarigheid kry oor God se wil, maar ons het ook toegang tot ander hulpbronne. God kan byvoorbeeld die Heilige Gees gebruik om 'n gedagte of 'n gevoel in ons te plant. Wanneer ons twyfel in dit wat ons self voel of dink, kan die Heilige Gees deur ander mense vir ons help om agter te kom wat God se wil is. Ek is seker meeste van ons, indien nie almal nie, het al by 'n vriend of 'n vriendin gaan kuier met iets wat bietjie swaar op die hart druk. Meer kere as nie, verlaat jy die vriend of 'n vriendin met 'n mate van kalmte en 'n beter idee van wat jou te doen staan. Ons ander hulpbron is die Bybel self. Dit is egter nie 'n geval van vat die Bybel, maak dit op 'n ewekansige plek oop en sien daar, het ons antwoord nie. Wat ons wel sal kry, is riglyne om ons te help om te bepaal wat die wil van God kan wees. Die eerste 5 boeke van die Bybel wat ook bekend staan as die Torah, die wetsboeke, is 'n goeie plek om te begin. Die profete lê weer klem op reg en geregtigheid. Beweeg ons na die Nuwe Testament, staan Jesus se groot liefdesgebod uit. God se wil sal egter nooit van ons verwag om iemand anders te na te kom nie. Dit sal eerder vra vir geduld en aanvaarding. As ons waarlik bedoel wat ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil op aarde geskied net soos in die hemel, kan ons nie anders as om aktief deel te neem aan die uitvoer van God se wil en die opbou van God se koninkryk nie. Veral as dit op maniere en met mense is, wie ons verkies om nie mee te assosieer nie. Daar is eintlik 'n stukkie ironie in hierdie beginsel. Ons ken almal die slagspreuke, meng jou met die semels en die varke eet jou op. Of, jy word geken aan jou vriende. Ons word van kleintyd af geleer dat daar sekere mense is van wie ons eerder moet wegbly. En soms is dit met goeie rede. Maar Jesus spandeer juis tyd en aandag aan die soort mense, prostituie, slawe, tollenaars, tronkvoëls, aan wie die samelewing nie veel waarde heg nie. So sien en beleef hierdie mense iets van God se koninkryk op aarde. God se wil gaan nie altyd dieselfde wees as ons eie wil nie. Maar ons word deur God self genooi om gehoorsaam te wees, om te luister en om iets van die koninkryk op aarde sigbaar te maak. Om te luister in plaas daarvan om te praat. Om te probeer verstaan in plaas daarvan om te verwyd. Om te troos in plaas daarvan om te beklei. Om op te bou in plaas daarvan om af te breek. Om te ondersteun in plaas daarvan om uit te skuif. Om liefde, omgee en menswaardigheid te leef en dit nie net te praat nie. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, Almagtige, in plekke van konflik, mag u koninkryk kom. In die hart van die wat honger is, mag u koninkryk kom. In die hart van die wat op straat is, mag u koninkryk kom. In die hart van die wat siek is, mag u koninkryk kom.
In die hart van die wat mishandel word of verslaaf is, mag u koninkryk kom. In die hart van die wat eensaam is, mag u koninkryk kom. In die hart van die wat vol vrees is, mag u koninkryk kom. In die hart van die rondom ons, mag u koninkryk kom. In die hart van die wêreld, mag u koninkryk kom. Amen. Geliefdes, ons bly net so sit, dan luister ons saam na die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ontvang nou die seën van God. Mag God drie-enig, Skepper, Seun en Heilige Gees ons help om te lewe tot God se eer. Mag ons mense van vrede wees wat na God se wil soek en met ons hele hart help bou aan die koninkryk van God. Amen.